Lewenslesse. Boek 1. Gaan God se rus binne. Deur Aaron Thiel. Les 4. Veroordeel. Getuienisse. Atare in Suid-Afrika. Ek glo dat hierdie een van die kragtigste lewenslesse is. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek dit al gelees het en hoeveel keer ek met skuldgevoelens geworstel het omdat ek 'n fout gemaak het nie. Danksy hierdie les ken ek nou die waarheid oor my gevoelens. Wanneer ek skuldig, moedeloos, bekommerd of in 'n stryd is, hoef ek nie aan daardie gevoelens toe te gee nie. In plaas daarvan kan ek die waarheid van sy woord onthou. Dat hy goed is en dat hy vir my sal sorg. Ek is vergewe, ek is geliefd. Dit is die waarheid. Nie die skuldgevoelens wat die vyand op my probeer afdwing nie. Janine in Suid-Afrika. Ek is so dankbaar teenoor die Here. Ek het hierdie lewensles 'n ruk gelede al gelees, maar vanoggend het my dierbare Here vir my gewys wat hy vir my gedoen het. Hy het my vrygemaak. Jare gelede is ek deur my gevoelens en emosies gedryf en dit het vererger toe my man my jare gelede verlaat het. En daarmee saam het selfveroordeling gekom. Maar deur hierdie lewensles het ek geleer dat ek al die gevoelens waarmee ek worstel na my geliefde Here toe kan neem. Die heel beste deel is dat hy presies weet wat om met al my gevoelens en emosies te doen. Ek is nie meer op 'n pad van selfvernietiging nie, want hy het my vrygemaak. Rosal in Amerika. Ek is dankbaar vir hierdie boodskap vandag. Ek het onlangs geval en egbreek gepleeg. Om eerlik te wees, ek was so selfvoldaan. Ek onthou nog dat ek vir my man gesê het ek sou dit nooit doen nie. Daarna het ek so oortuig van sonde gevoel en ek het gedink God wil hê ek moet in daardie oortuiging sit. Ek het gedink, hoe kan ek moontlik so vinnig na hom toe draai en so gou daarna verligting voel? Ek het gevoel ek moet eers daarin vroeg. Alhoewel 'n gebroke en verslae hart is wat hy wil hê, is dit nie sy begeerte dat ek myself moet straf nie. Hy wil hê ek moet na hom toe hardloop. So nou weet ek dat ek hierdie gevoelens van veroordeling sal teewerk met skrifgedeeltes wat my van sy vergifnis vertel en ek sal hom daarvoor prys. Om hierdie lewensles te lees. En vir meer gratis hulpbronne. Klik op die skakels in die beskrywing.